Goeiemôre, liewe gemeente. Gaan dit goed met julle? Dis lekker om weer... ek het Engelstem vanoggend. Dis lekker om weer bekende gesigte te sien wat ons 'n rukkie laas gesien het. Dis lekker om bekende gesigte wat ons gereeld sien, weer te sien. En dit is lekker om julle almal te sien. Dis lekker om 'n nuwe ouma te sien. Ou Maria, wat se klein seun hierdie week gebore is. Baie geluk, ouma. En jy weet wat is nou die groot taak wat voor lê, né? Ouers maak groot en grootouers bederf. Ja. Oumas en oupas kan meestersgrade hê in bederf. En dan Josef, ons dink aan jou en jou ma. Josef se ma is siek, sy's in die Kaap, ons dink sommer net aan julle. En weet ons as 'n gemeente bid vir julle. Asseblief mense, bid vir die tannie. Wat is ma se naam? Ella. Sal asseblief vir Ella ook bid in hierdie tyd en vir jou. En die Kaap voel baie ver. As kom ons probeer weer onder sulke omstandighede is. So Josef, praat hoe ons jou kan ondersteun. Ons as 'n gemeente en kerkraad is daar vir jou. Gemeente, dan hoor ek Barry het verlede week vinnig met julle gesels oor die voorsangliedere. En ek wil dit net weer noem, ons praat nou finaal Dinsdag aand by die kerkraadsvergadering daaroor. So as jy Dinsdag verveeld is en jy weet nie wat om te doen nie, dan bid jy vir kerkraadsvergadering. Of as jy môre verveeld is of vanmiddag verveeld is, bid vir die kerkraadsvergadering, dat ons sal luister na die stem van die Here en regtig besluite sal neem wat tot uitbou van die Here se koninkryk is. Die gedagte met die voorsangliedere is nie om hulle weg te gooi nie, dis nie om hulle minder te maak nie, dis eintlik om hulle net die voorsangliedere voor die diens toe te skuif. Dit is nie aardskuddend nie, ons wil julle nie ontwrig nie, dis eintlik maar net om in die liturgie, wat partykeer soms vol is, net nog bietjie ruimte te skep. Want ek kan sien, as Sola 60 minute amper klaar is. As ek in 'n uur begin raak, dan kan ek sien die rooi mure. So dis eintlik maar net om plek in die erediens te los vir gemeente wees ook. En nou hoor ek, dan maak julle sommer vroeg ook klaar, so sê ons skuif die voorsangliedere bietjie voor die tyd toe, dan maak julle sommer met die diens ook vroeër klaar. So die gedagte is dat ons 7:55 gaan begin sing, of ek en Vrolie, of die liturg en Vrolie praat nog steeds oor die liedere, en ons gaan dit lei saam met jou, en al wat gaan gebeur is, ons gaan onsself voor die diens instel, vir die Here se stem. So ons gaan dieselfde gebruik hê, net bietjie op 'n ander tyd. So liewe gemeente, die van julle wat 30 sekondes voor 8, die gewoonte het om hier in te kruip. As ons volgende keer nou sing, beteken dit nie jy's laat nie. Dit beteken eintlik net, dat ons voor die tyd bietjie begin sing het. So jy is welkom, liewe gemeentelid, om te weet, dat ons 5 voor, as dit dan goedgekeur word by die kerkraad, gaan begin sing. En wanneer jy gereed is dan om kerk toe te kom, en jy wil 'n stil oomblik hê, 10 voor te kom, en dan 5 voor saam met ons te sing. Jy is altyd welkom in die huis van die Here. Laaste afkondiging voor die voorsangliedere is volgende week is Kerssangdiens. Nou luister ek vanoggend na die koor en ek sê, gits, maar julle klink mooi, dankie julle. En Vrolie sê, ja, na 6 maande moet ons seker mooi klink. So die koor het ook hard gewerk, Vrolie het baie hard gewerk aan die liturgie en nog gaan baie beplanning daarin. So ek wil vir jou vra, nooi vriende saam, nooi oumas en oupas, tannies, bring die kleinkinders, dat ons volgende week 'n heerlike Kerssangdiens hê. Is daar nog iets van die Kerssangdiens, Vrolie, wat ons moet sê? Is dit redelik alles? Goed. Ek besef ek het 'n afkondiging vergeet, en dit is ook 'n besluit wat ons oor gaan gesels by die kerkraadsvergadering, maar dit kom eintlik na 'n paar jaar. Dit is nie iets wat 'n nuwe gedagte is nie.
Ek dink meeste van julle is al bewus daarvan, maar dit is nou op die punt wat dit moet gebeur. En dit is, ons moet weer 'n bietjie kyk na die indeling van die wyke. En die rede daarvoor is, die 7 wyke het bietjie lomp geraak, omdat daar nie altyd genoeg hande binne elke wyk is, om te help met al die take wat moet gebeur, wanneer dit jou wyk se beurt is. So al wat ons gaan doen is, al wat ons na gekyk het, is net om van die wyke te herrangskik, dat daar meer helpende hande in elke wyk is. So dit is ook nie vreemd nie, en jy gaan nie net in 'n wyk ingegooi word, en jy ken nou niemand nie, en alles is vreemd, beloof ons sal nie dit doen nie. Ons sal, as ons nou daar gepraat het, Dinsdag by die kerkraadsvergadering, vir julle terugvoering gee. Die ouderlinge en die diakens moet ook nou weer ingedeel word. Want nou is daar nie meer 7 wyke vir 'n wyk en vir 'n ouderling en 'n diaken nie. So hulle moet ook weer ingedeel word. En na ons dit dan nou sou goedkeur in beginsel, sal die ouderling, jou nuwe ouderling, die ouderling wat jy reeds het, jou weer kontak en net sê so en so en so. So dit gaan nie, jy gaan volle sê daarin hê. En wat dit ook so 'n bietjie moeilik maak, ons kan nie meer net geografies kyk nie. So ons kan nie net meer mense wat by mekaar woon, by mekaar sit nie. So jy het dalk nou die geleentheid, as jou maatjie in 'n ander wyk is, om as jy nou mooi te kom vra, kan ons jou dalk skuif, dat jy saam met jou maatjie ook in 'n wyk kan wees. Maar daar's 'n paar goedjies wat in daardie besluitneming ingaan. Die grootste besluit is net dat werkende hande in elke wyk is, sodat die las nie net op 1 of 2 kom nie, maar dat dit so 'n bietjie versprei is. En 4 is 'n goeie getal, want as jy nog steeds net elke 3de, 4de maand aan diens. Okay. Ons sal vir julle volgende week meer terugvoering oor dit gee. So bid saam, ons het baie om oor te praat. Jy kan maar vra. Het jy 'n vraag? Okay, kom ons kyk hoe gehoorsaam is jy, Giel. Dat die opdragte sommer so in die kerk uitgedeel word. Vandag gaan ons Eksodus 34 lees en vir nou is dit die laaste keer wat ek uit Eksodus preek vir die jaar. Maar dit is nog die een tema wat ek kan hom net nie laat gaan nie, ek moet hom met jou deel. En dan sal ek ook aanbeweeg uit Eksodus uit, ek beloof. So byt vir my vas, vir ons hardlopers, dis nou daai laaste 5 kilos in jou marathon. Vir die van julle wat baksters is, dis nou daai laaste 5 minute wat jy nie weet, gaan hy nou verbrand, of is hy nog rou die koek nie. Maar ek beloof vir jou, die Here het hier op my hart gedruk, en ek wil dit graag met jou deel. Maar in die begin van Eksodus 34, kom gee die Here 'n beskrywing aan Moses van homself. So vir fotum vanoggend wil ek dit vir jou kom lees, oor wat die Here sê wie hy is. So in Eksodus 34 vers 6 en 7 sê die Here het reg voor hom verbygegaan en uitgeroep. Dis nou toe Moses in die rotsskeer wegkruip, en die Here hom toemaak met sy handpalm en hy wegbeweeg en Moses mag hom van agteraf sien. Toe sê die Here vir Moses, die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuldoortreding en sonde vergewe, maar wat beslis niks ongestraf laat nie. Wat vir die sondeskuld van ouers, kinders en kleinkinders laat boet, ook die 3de en die 4de geslag. En dan 'n paar verse later in vers 14, dan sê die Here vir Moses, terwyl hy met hom praat oor reëls en regulasies en hoe die Israeliete moet leef, dan sê die Here vir Moses, omdat ek, die Here, wie se naam besitlik is, 'n besitlike God is. Daai woordjie besitlik het in ons moderne taal eintlik 'n lelike woord jaloers geword.
Maar dis nie wat die Here bedoel het nie. Die Here het bedoel dat die prys waarmee hy ons gekoop het, en ek gaan hom sommer direk, anders gaan ek 'n hele preek hier kan doen. Die prys waarmee God ons vrygekoop het. Die aannemingsfooi vir my en vir jou was die dood van sy seun. So hy het 'n duur prys vir my en vir jou betaal, en daarom kom sê hy vanoggend vir jou, dat hy 'n besittelike God is. 'n God wat nommer 1 wil wees in jou lewe. 'n God wat nie die ereplek in jou lewe wil deel met enige iemand anders nie, of met enige iets anders nie. En soos wat 'n man en 'n vrou besitlik is oor mekaar, nê? Jy gaan mos nou nie dat enige man vriendelik wees met jou vrou nie. En 'n vrou gaan ook nie durf van 'n ander man of 'n ander vrou wat net sommer met haar man kom oogies maak. Ons is mos besitlik op ons wederhelfte. So sê die Here, ek wil jou met niemand deel nie. Jy's myne. En ek is die God wat vir jou barmhartig is, genadig is, geduldig is. Ek loop oor met my liefde vir jou. Mag jy vanoggend kom stil raak voor die God wat nommer 1 in jou lewe wil wees. Ons gaan 'n responsoriese seëngroet hê, soos wat ek daarvan hou. Okay. So ek gaan die gedeelte sê van die voorganger, en jy gaan dan reageer met die deel van die gemeente. Die Here is met jou. Hy skenk aan jou sy vrede. Amen. Daarom kan ons nie anders vanoggend as om ons loflied te maak, God is liefde. En wanneer jy dit sing, ek is reg Vrolie, nê? En wanneer jy dit sing, mag jy hoor hoe die Here vir jou sê, hy het jou lief. Kom ons staan. As jy dan jou Bybel saamgebring het vanoggend, kan jy saam met my oopmaak by Exodus 34. Ons gaan lees vanaf vers 27. Terwyl die woord van ons Here voor ons oop lê, kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons Vader is en dat U ons God is. Dankie Here dat U ons gekies het en dat U ons steeds wil kies. Here, dankie dat die verbond wat U met ons sluit as U kinders, Here, gebaseer is op wie U is en nie wie ons is nie.
Dankie dat ons die voorreg het, Here, om U vandag te mag sien, mag beleef, mag hoor. Here, dit is genade. Here, help ons om te groei in ons besitlikheid oor U. Here, help ons om vanoggend dit wat U vir ons kom wys, kom oopbreek, deel van ons lewe te maak. Here, niemand ons moet nie, maar omdat die Gees ons vanoggend daarvan oortuig. Here, omdat ons dit wil doen. Dankie, Here, dat U liefde uit hierdie woord uitstraal. En daarom mag ons dit vandag lees en mag weet dat dit steeds waar is. Kom spreek, Here, U kinders luister. Amen. Voordat ons wegspring en lees, wil ek net so 'n bietjie konteks vir jou gee. So Eksodus 32, dit is die uittog oomblik wat ons in afwagting gesit en wag het vir die Israeliete. Die Here het hulle bevry. Hulle gaan nou leef soos wat die Here hulle gevra het. En dan bou hulle die goue kalf. Weer daai uittog, hoe kan julle dit doen? Hoe weet julle dan nou nie? En dan lees ons hoe Moses dan in die teenwoordigheid van die Here ingaan en smeek dat die Here genadig sal wees op die Israeliete, dat hy hulle sal vergewe. En dan in 33 gebeur daar die mooiste gesprek tussen God en Moses. Waar Moses eintlik vir die Here kom sê, Here, U gee heeltyd vir my of vir ons hierdie plan, hierdie belofte dat ons gaan trek. En U wys vir ons, U lig die wolk en ons trek saam met U. Maar Here, kan U so bietjie net die plan vir my kom openbaar voordat dit gebeur? Dit klink na bekende gebed, né? Bid ek en jy nie ook so nie? Here, ek weet U lei my, kom wys net vir my so bietjie die plan. En dan vra die Here vir Moses, wil jy hê ek moet saam met jou trek? En dan sê Moses, Here, as U self nie saam gaan nie, dan bly ons net hier. Dit is vir een van die mooiste verse nie. Here, as U nie saam gaan nie, wil ek nêrens heen gaan nie. En dan in hoofstuk 34, waar ons vandag is, dan kom sluit die Here weer 'n verbond met die Israeliete. Die Here initieer dit. Hy maak die plan. Hy maak die beloftes. Die verbond is op hom gebou. En dan gee hy vir 'n paar reëls en regulasies waarvolgens om te leef. Hy herinner hulle dat daar net een God is en hulle net hom moet aanbid en dat hy 'n besitlike God is. Hy gee weer die 10 gebooie, die 2 tafels, as jy hom dalk vir my kan opsit, Marnus. Daai een. Moses skryf weer die 2 kliptafels of tablette met die 10 gebooie en die res van die reëls op. En hy spandeer tyd by die Here. En dit is waar ons vandag gaan begin lees, in hoofstuk 37. Die Here het toe vir Moses gesê, skryf jy hierdie woorde neer, want in ooreenstemming met hierdie woorde het ek met jou en met Israel 'n verbond gesluit. Hy was daar by die Here 40 dae en 40 nagte lank. Brood het hy nie geëet nie en water het hy nie gedrink nie. Hy het op die kliptafels die woorde van die verbond, die 10 gebooie geskryf. Toe Moses van die berg Sinaï afkom, die 2 kliptafels met die getuienis was in Moses se hand toe hy die berg afkom. Het Moses nie geweet dat die vel van sy gesig stralend was, omdat hy met God gepraat het nie. Toe Aaron en al die Israeliete Moses sien, was die vel van sy gesig stralend. Hulle was toe te bang om naby hom te kom. Maar Moses het na hulle geroep en Aaron en al die leiers in die volksvergadering het teruggedraai na hom. En toe het Moses met hulle gepraat. Daarna het al die Israeliete ook nader gekom en hy het alles beveel wat die Here vir hom op die berg Sinaï gesê het. Toe Moses klaar met hulle gepraat het, het hy 'n sluier oor sy gesig getrek.
Maar wanneer Moses in die Here se teenwoordigheid kom om met hom te praat, verwyder hy die sluier totdat hy weer uitkom. As hy dan uitkom en vir die Israeliete sê watter opdragte ontvang het, en die Israeliete Moses se gesig sien, dat die vel van sy gesig stralend is, trek hy weer die sluier oor sy gesig, totdat hy ingaan om met die Here te praat. Tot sover. Ek dink nie dis 'n stuk wat ons elke dag lees of gereeld lees nie, nê. Vir party mense is dit die eerste keer wat hulle dit hoor, wanneer ek na hierdie gedeelte verwys. So miskien is dit vandag vir die eerste keer wat jy daarvan hoor, dat Moses se gesig gestraal het. Maar as jy kan, daai lyk so bietjie soos 'n pirate oog, nê, maar onthou net dis nou sy hele gesig wat straal. In Bloem, ons het mos in Bloem gebly, en my man was redelik by 'n gesiene skool in Bloem, en dit was een van daai skole waar legendes ook, daar's groot name wat daar skool gegaan het, maar dit word 'n legacy in 'n familie. Dit is vir Grace so trots om te sê, die een se pa, se oupa, se grootoupa, se agtergrootoupa was in hierdie skool gewees, en dan in die begin van elke jaar word hierdie orrelpypie so gepak en foto's geneem. Maar daar was 'n grappie in Bloem, en eintlik in die hele Vrystaat. Dit is 'n stoute grappie, maar ons kan dit dieselfde maak vir hierdie area. Maar ek sal nie skole noem nie, nou kom ek in die moeilikheid. En die grappie was, hoe weet jy iemand was in Grey? Hulle vertel jou dit, hulle sê jou dit. En toe word die grappie, hoe weet jy iemand was nie in Grey nie? Hulle vertel die grappie. Maar dit is die reine waarheid. Ons almal is skuldig daaraan. Sê die Bybel immers nie, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Waar die gedagtes van vol is, loop die mond van oor. Dis 'n natuurlike ding wat met ons gebeur. Wanneer jy jou gedagtes op iets gerig het en iets moet afgehandel word, dat dit al is waaraan jy dink, en onbewuslik, natuurlik, word dit al waaroor jy kan praat. Nou, dis nie noodwendig 'n slegte ding nie. Partykeer maak ons vriende so. Jy weet, as jy nou 'n hobby het, 'n goeie tydsverdryf het, wat jy nou vreeslik geniet, en jy deel dit met iemand, kan jy mos nou vriende maak. Dit is nie noodwendig 'n slegte ding nie. Maar daar is ook tye wat ons mense irriteer daarmee. Wanneer mense dink, ag, hierdie persoon gaan alweer net oor dit praat. Ons almal ken so iemand ook, né? Sal nie name noem nie. Maar Moses vind hom in so 'n soortgelyke penarie. Die verskil is net, Moses is die laaste een wat daarvan uitvind. Al die ander kan dit sien, maar Moses is die laaste een wat daarvan uitvind. As 'n kantaantekening in 'n volledige ander preek, kan ons iets leer van Moses se geloofsgewoontes. Die hele Exodus vertel van Moses en die Here wat konstant in kommunikasie is, in gesprek is met mekaar. En dit voel amper of dit een lang gesprek is. En dan lees mense verse hierdie wat sê, dat Moses vir 40 dae en 40 nagte by die Here afgesonder het. Hy het gevas, hy het gebid, hy het gewag op die Here, en hy het geluister. Mag ons iets van daardie geloofsgewoonte vandag by Moses leer. Maar toe Moses nou na 40 dae en 40 nagte gevuld, gefokus en geïnspireerd by die Israeliete aankom, en hy eintlik hierdie verwagting het, jy weet, nou gaan dinge. Hardloop hulle weg. Reageer hulle glad nie soos Moses gedink het nie, want hulle is bang vir hoe sy gesig skyn. Nou net so 2 sinne oor die skyn. Jy mag dalk iewers teekom dat daar verskillende vertalings van hierdie woordjie skyn is, en dit is die reine waarheid. Daar is 3 moontlike vertalings.
Die een is soos ons hom vandag gelees het, dat die woord letterlik beteken skyn. Dat dit 'n gloeiende glans is van die Here wat afgesmeer het op Moses en dan uitstraal na ander. Ander mense kan dit sien. En hierdie strale verwys eintlik na die Here se heerlikheid, se glorie wat aan Moses eintlik net weerkaats Moses dit. Die tweede vertaling wat vir my en vir jou baie ongemaklik gaan sit, ek waarsku jou sommer nou al, is dat daai woord van skyn vertaal kan word met horings. Dat sommige vertalings, dit voel vreemd, né? Dat sommige vertalings meen dat Moses horings gegroei het. Nou, dit het in die 2de eeu begin, en toe in die 4de eeu, toe die Latynse Vulgaat vertaal is, het dit hierdie beweging eintlik momentum gekry. En die rede daarvoor is dat in die Hebreëus, nou ek is nou nie 'n meesterklas Hebreëus persoon nie, maar die stam van skyn en die stam van horings dieselfde is, maar met vokale dit twee verskillende betekenisse het. So die Latynse vertaling het meer gegaan vir die interpretasie van horings. En dit mag vir ons vreemd klink, maar die antieke gode en oosterse gode is baie keer met horings uitgebeeld. As jy nou 'n bietjie dink aan die Egiptiese gode en prente wat jy al gesien het, meeste van hulle het een of ander tipe hooftooisel of 'n toring. Selfs konings en regerders in daardie tyd is met 'n helm met horings uitgebeeld. So dit voel vir ons vreemd, maar 'n paar eeue gelede was dit nie so vreemd nie. Hierdie is 'n standbeeld wat Michelangelo gemaak het in 1513, 1515, wat in Rome staan. Wat nou juist hierdie uitbeeld, hierdie horings wat Moses gegroei het, en dit is nou net Michelangelo se interpretasie daarvan, né? Ek wil dit net bysê. En hy wou iets daarvan wys van die autoriteit wat Moses gehad het as 'n woordvoerder van God. En hierdie nabye verhouding wat Moses met God gehad het. Die derde moontlike vertaling is iewers tussen die twee, wat sê, dit is nie horings nie, maar 'n geharde vel, soos 'n leeragtige vel. Jy weet, as jy net te lank in die son was, dan word hy mos nou vleererig. Party teoloë, slim koppe, meen dat hierdie is moontlike vertaling, is dat Moses se vel aan hierdie verlengde blootstelling aan God se heerlikheid 'n merk op hom gelaat het, en dat sy vel fisies verander het, hard geword het, leeragtig geword het. So nou, as Moses horings gegroei het, skep ek 'n nuwe woord, as Moses horings gegroei het, of sy vel hard geword het, kan 'n mens eintlik dink, dat die Israeliete sou skrik, wanneer Moses van die berg afgekom het. So waar laat dit ons nou, ag shame, ag foei tog, baie dankie, die ou voeltjie het in die waaier vasgevlieg. Of ek preek so boring dat die voëls omval. Dit is ook nie 'n vreemde gedagte dat 'n ontmoeting met die Here 'n impak het op mense nie. As jy dink aan Jakob het nie meer dieselfde geloop nadat hy met die Here gestoei het nie. Dink aan Saulus, aan Paulus, wat blind geraak het nadat hy die opgestane Christus gesien het, nê? Waar loods dit ons? Jy kan vir jouself besluit watter vertaling klink vir jou. Wat ek vir jou wel kan sê, is dat Paulus in 2 Korintiërs 3 verwys na hierdie gedeelte in Eksodus 34. En dan praat Paulus van Moses wat geskyn het. Dat die glans daar was. So vir my sou dit net sin maak, dat die ander vertalings dalk bietjie te mekaar geraak het met die vokale, want as Paulus gepraat het van skyn, is ek gemaklik
omskyn vir hierdie preek te aanvaar. So ek gaan praat van Moses se gesig wat geskyn het. Daar's 3 beginsels wat ek vanoggend met jou wil deel oor Moses se skynende gesig. Die eerste een is, 'n mens kan nie onveranderd in God se teenwoordigheid bly nie. As jy in die Here se teenwoordigheid ingaan, moet dit iets van jou verander. Ek en jy lewe in die tyd wat ons verstaan wat die Triniteit is. Gedeeltelik en onvolledig, maar ons begryp dit so bietjie. So ons kan sê, dat wanneer ek en jy 'n intieme verhouding met God wil hê, soos Moses onsself by God wil afsonder in gebed, dan wat ons doen, ons bring ons ou lewetjie voor die heilige lig van Jesus. Jesus sê mos, hy is die lig. En wie ook al hom aanvaar, sal nooit weer in die duisternis wandel nie. So ons bring ons lewetjie in aanbidding voor die Here, en die lig wat Jesus vir ons gebring het, skyn op ons lewe neer. En in daardie lig van God se heerlikheid, begin die Heilige Gees in ons werk. En dan doen die Heilige Gees moontlike 3 goed. Die een is, hy kom bevestig iets by ons. Ek is seker ek en jy kan getuig van tye wat dit regtig woes gegaan het by ons. Maar wanneer ons die tyd gemaak het om te gaan afsonder by die voete van die Here, dan kom vloei, kom spoel die vrede wat die Heilige Gees vir ons gee net oor ons. En ons kan nie dit beskryf nie. Miskien is dit in gebed van smeeking kom bevestig die Heilige Gees God se plan vir jou. Maar dit is ook in daardie lig, daardie heilige lig, wat die Heilige Gees ons ontwrig. Ons ongemaklik maak oor iets. Partykeer is dit oor iets wat ons gesê het of gedoen het en ons moet skuldbelydenis doen. Partykeer is dit iets wat die Heilige Gees wil hê ons uit ons lewe uit moet verwyder sodat ons 'n heilige lewe kan hê in God se lig. Maar dan is daar soos Moses 'n derde opsie waar ons 'n opdrag kry in die Here se teenwoordigheid, in daai intieme verhouding met God. En hy ons dan uitstuur om iets te gaan doen. Maar hoe ook al dit sy, wanneer ek en jy by die Here se teenwoordigheid uitstap, moet iets in ons verander. Ons moet die merk dra dat die Here ons God is. Dat ons 'n intieme verhouding met hom het. Want die tweede beginsel is, ons kan nie dit wegsteek nie. Net soos Moses nie kon wegsteek dat hy in hierdie intieme oomblik saam met God was nie, het ek en jy amper nie die vermoë om dit weg te steek nie. Mense sien dit eenvoudig net raak. Want as ons intieme verhouding met God het, is dit waarvan ons hart vol word, so hopelik is dit waarvan ons mond oorloop. Of eintlik, soos in Moses se geval, is dit nie waarvan sy hart van vol is nie, maar van wie hom gevul het, het hy oorgeloop. En dis dieselfde met my en jou. Met wie ons gevul word, wanneer ons 'n intieme verhouding met God het, loop oor. En dis nie nou dat jy met 'n megafoon gaan rondloop en sê, "Hey, jy, die Here is lief vir jou." Dit word sigbaar in die manier hoe ons leef. In die woorde wat ons kies om te praat. In die geselskapies en die gesprekke wat ons kies om te hê. Oral waarheen ons gaan. Ons sien dit in die manier, of mense sien dit in die manier wat ons leef. Dat ons 'n hoop het, wat nie gebaseer is op dit wat ons kan sien rondom ons nie, maar op 'n ewige Vader. Dit word sigbaar in die manier hoe ons met mense in ons werk omgaan. Ons doen dit net anders. Nie omdat ons beter is nie, maar omdat die Heilige Gees ons daarvan oortuig om soos Christus te word.
Gister sit ek by die cricket. Nee, kom ek sê dit eers. Nee? Een persoon by 'n partytjie moet weet jy is die dominee. Dan loop daai grappie die hele aand deur. Ek moes eintlik kopie reg gehad het op die sin, kiep, die dominee is hier. Ek sou nou al 'n miljonair gewees het. Ek kan nie dit weg, dit is wie ek is. Mense weet dit, hulle aanvaar, hulle is nie eens geskok as ek dit vir hulle sê nie. Gister by die cricket, my seentjie speel cricket hier by Westville senior, ja, die seuns. En ek sit met 'n pa en gesels en hy deel met my wat in sy lewe aangaan. En hy praat van toevallig. Jy weet, hoe goed net toevallig vir hom uitwerk. En ek vra en luister, en op 'n oomblik raak hy stil en hy sê vir my, dit was nou in Engels gewees, sê hy vir my, maar ek neem aan, jy gaan vir my sê, dit was nie toevallig nie, dat daar 'n groter hand oor my lewe is. Hy sê vir hom, ja, ek wou dit al lankal vir jou in die gesprek sê, but I know my audience. Ek weet met jou kan ek dit nie net sommer deel nie, maar ek kan dit vir jou sê, die Here hou sy hand oor jou lewe, en hy gaan dit laat uitwerk, wanneer jy sy seën vra. Langs 'n cricketveld kan ek dit nie eers wegsteek nie. En dit is nie om my eie beeld te blaas nie, dit is net makliker om 'n voorbeeld in my eie lewe te gebruik, om dit vir jou te kan laat sin maak. Maar dink aan hoeveel keer mense dit net in jou lewe sien, wat jy nie 'n woord hoef te sê nie, mense sien dit net raak. Maar dan staan 'n derde beginsel. En dit is, wanneer het Moses die sluier oor sy gesig gesit? Toe mense daarop reageer het. Toe hy sien hoe mense reageer op dit waarvan hy vol is, wat oorloop, het hy die sluier aangesit. En ek het regtig gaan soek in die Hebreëus, is daar nie 'n dieper betekenis aan sluier nie, maar dis letterlik, hy het bedek. Hy het dit toegemaak. En dat hy dit oopgemaak wanneer hy in die teenwoordigheid van God gekom het, want hy hoef dit nie weg te gesteek het nie. En dat hy geloop en hy het vir die Israeliete gaan vertel wat die Here sê. En dat hy dit weer toegemaak. In die teks kan 'n mens half 3 redes aflei, hoekom doen Moses dit. Die een is, dat hy nie mense wou verblind nie. Dit sou fisies letterlik vir my sin maak, dat as die glorie van God uit hom uitgestraal het, dit 'n blindende lig moes wees. Okay, so ek wou dalk nie mense verblind het nie. Ander opsie is, omdat mense met vrees reageer het. En hy wou nie gehad het, mense moes vir hom bang wees nie, het hy dit toegemaak. En die derde rede is, hy wou nie gehad het, mense moes weghardloop nie, hy wou gehad het, mense moes naderkom. En daarom het hy gekies om dit toe te maak. Nou dit sal onregverdig wees om 'n absolute waarheid hier vir julle te gee, want Moses is nie hier om homself te verdedig, om vir ons uit te lê nie. Maar dit vra vir my 'n belangrike vraag vir my en vir jou vanoggend. Is agter watse sluier kruip ek en jy weg? Wat is dit wat God aan jou geopenbaar het in jou intieme verhouding met hom, wat jy wegsteek? En dit is nie om julle op 'n guilt trip te sit nie, rarig asseblief nie. Ek preek elke Sondag eers vir myself, dan vir my gesin en dan kom ek na julle toe. Maar ek dink ons redes is baie eners as Moses. Ek dink ons is bang, ons verblind mense met ons geestelike lewe. Ek dink soms is ons bang, ons irriteer mense op 'n fisiese vlak, wanneer ons sê, die Here, ek beleef die Here sê dit vir my. Of kan ek vir jou vertel hoe goed is die Here vir my? Is ons bang, ons irriteer mense met dit. Ek dink ons is bang hoe mense daarop gaan reageer. Wat hulle gaan sê, wat hulle gaan doen.
bang dat hulle ons nie gaan glo nie. Maar ek dink daar's 'n ander kant ook. Ek dink ons is bang dat mense moet sien dat ons nie meer skyn van 'n intieme verhouding met God soos wat ons moet nie. En dis hoekom ek die laaste prentjie eintlik opgesit het. Want ons almal dra sluiers, ons noem dit net maskers. Agter iets wat ons agter wegkruip om weg te hou sodat julle ander nie kan sien wat hier agterin aangaan nie. En soms is dit om 'n stukkie weerloosheid weg te steek, want ons het al genoeg seer gekry. Ek dink ook daar's 'n stukkie waarheid om te sê dat dalk het ons verhouding met die Here bietjie afgeskeep. En moet ons eintlik die grimlagmasker opsit, want mense weet ons is volgelinge van Jesus. En dan voel ek dit nie, maar ek moet dit bely en ek moet dit sê. Dis ook 'n masker, dis ook 'n sluier wat ons dra. En ek dink partykeer sit ons 'n masker oop, want ons is bang ons word weggestoot deur mense. Bang vir wat mense gaan sê, dat ons nog vandag in 2025 durf glo dat God ons Vader is, dat Jesus vir ons gesterf het en opgestaan het op die 3de dag, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God. Dat hy vir ons die Heilige Gees gegee het, sodat ons nie alleen hoef te leef nie, maar ons voor te berei dat vir wanneer Jesus terugkom, hy ons kom haal en dat daar 'n plek vir ons gereed sal wees in die hemel. Miskien is die sluier dat ons bang is vir ons eie geloofsbelijdenis. Maar ek wil 'n beroep op jou daarop doen. As jy dit afgeskeep het, is oké. Die Here is 'n besitlike God. Hy wil hê jy moet terugkom. Hy's genadig, hy wil jou deel hê. Hy wil hê jy moet sy kind wees. Hy wil weer daai intieme verhouding hê waar jy skyn van sy glorie en sy heerlikheid. Gaan terug na hom toe. Wat verby is verby. Beweeg vorentoe saam met die Here. Maar dan wil ek 'n ander beroep op jou doen. Die van ons wat 'n intieme verhouding met God na toe smag, is moenie wegkruip en in vrees lewe. En eintlik het God vir jou 'n opdrag gegee wat ons nodig het vir Desember vir 26. Miskien is daar iets wat die Here in jou lewe wil doen of deur jou wil doen, maar jy sluier dit uit vrees. Kom ons bid saam. Here, as ek hierdie verhaal van Moses lees, dan is daar 'n stukkie van my wat sommer jaloers is op Moses. Op die manier, Here, wat hy met u kon praat, u stem kon hoor, u glorie in donder weer kon sien, u glans kon sien, u van agteraf kon sien. Here, daar is soveel van ons wat smag na 'n verhouding met u soos dit. Heilige Gees, kom vervul ons weer met daardie behoefte, kom steek ons hart weer aan die brand, kom wakker ons aan, Here, om daai verhouding, daai intieme verhouding met u te hê. Here, help ons om so naby aan u te leef, dat ons u glorie en u heerlikheid kan uitstraal, dat dit aan ons sal afsmeer, dat ons die merk sal dra, Here, van die kruis. Here, dankie dat u ons vergewe, wanneer ons met 'n gebrokenis na u toe kom en sê, ek is jammer, my Here, ek is jammer. En Here, wanneer ons by u sit, en u vir ons vra om op te staan, om bold, om braaf te wees, om u heerlikheid na ander te straal, dat ons dit sal doen. Dankie Here dat u ons kies vir u werk in u koninkryk. Here, want u het dit nie nodig nie, maar u kies ons.
Dankie Here vir wie U is. Dankie vir U lig en dat ons in U lig mag leef. Skyn hierdie week oor ons pad, Here. Dat ons naby aan U kan loop. Terwyl ons harte voorberei vir Kersfees, te besef, Here, hoe groot U plan was, dat ons hierdie voorreg mag hê. Dankie Here dat ons dit in die pragtige naam van Jesus mag bid. Dit is vir ons 'n voorreg. Amen. Ons gaan dan afsluit met lied 281. Here, lei ons Here groot en magtig. Ek is reg nie, Vrolie. Ek was laas het mos al my liedere verkeerd gekry, onthou jy? Ek nooi jou uit om saam met my te staan en die Here se naam groot te maak. Dit is my voorreg om vir jou 'n seën mee uit te stuur, met die Here se seën uit te stuur hierdie week. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag die Here sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Mag die Here sy aangesig na jou toe oplig en aan jou vrede gee. Amen.